Goeiedag almal, kom ons gesels die res van hierdie week oor God en jy is 'n oormag teen enige vyand. Jy weet, dit is asemrowend om te sien dat die Here eenvoudige mense met eenvoudige wapens gebruik om magtige oorwinnings oor hulle vyande te vier. Ramshorings byvoorbeeld, Josua 6 vanaf vers 3. Julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne. Trek die stad eenmaal om, en so moet julle doen 6 dae lank. En 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra, maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek, en die priesters moet op die horings blaas. Vers 5, en as hulle lang geluide op die ramshorings blaas, moet die hele volk 'n groot krygsgeskreeu aanhef. Dan sal die stadsmuur op sy plek inval. Kan jy dink wat sou gebeur het as hulle nie 7de dag 7 keer omgeloop het, die ramshorings geblaas het en die kruisgeskreeu aangehef het nie? Die mure sou nie inval nie. Kan jy sien, God en jy is 'n oormag teen die vyand. Kom ons kyk bietjie, nog 'n wapen, ramshorings en kruike met fakkels. Rigters 7 vanaf vers 16. En Gideon het die 300 man verdeel in 3 dele en hulle almal ramshorings en leekruike met fakkels binne in die kruike in die hand gegee. En as ek en almal wat by my is op die ramshoring blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas rondom die hele laar en julle moet sê, vir die Here en vir Gideon. Vers 20. Toe blaas die 3 dele op die ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep, die swaard van die Here en van Gideon. Vers 21, en hulle het bly staan, elkeen op sy plek rondom die laar, en daarop hardloop die hele laar, dis nou die vyand, en hulle skreeu en hulle slaan op die vlug. Ek glo met my hele wese die vyand wat daar op die heuwels gestaan het en daar die vyand in die laar, as hulle geweet het wat is besig om te gebeur vir hulle, was wapens soos hierdie heeltemal onvoldoende en vreemd. Maar dit is hierdie wapens in die hand van die mens wat die Here gebruik het om mure te laat inval en om daardie groot magtige weermag te verslaan, om daardie vyandige nasie te laat sidder en laat met vrees weg te hardloop. En dit alles om sy volk, sy kinders te red. En weet jy wat, jy het ook iets wat die Here aan jou gee om die oormag van Satan te staan en ook om dit te oorwin, om daarop te trap, om dit te verwoes en op die vlug te laat staan, want die Here saam met jou is 'n oormag teen die vyand.